Jesus, dankie vir die goedheid, dankie dat ons as 'n gemeente getuie kan wees van Kleinstein se toewyding, dat ons ook weet dat U is die Here wat hom geseënd maak. En ons gebed is dat hy regtig waar van kleins af sal leer ken. Dankie vir wonderlike toegewyde ouers, ons bid dat U vir hulle sal seën, maar ons vra ook nou dat U vir ons uit die woord uit sal kom bedien, tot eer van U naam. Amen. Nou ja, julle, veral vir ons gaste wat miskien vandag vir die eerste keer is, ons doen 'n reeks met die naam van wat beteken dit alles? Want weet julle, daar is, ou kan dit miskien Christianese noem ons, as jy lankal 'n gelowige is van die kerk groot geword het, is daar sekere kerktaal wat jy ken, wat as iemand nou nog nooit van die Here Jesus gehoor het of van die Bybel nie, gaan hy vir jou vreemd aankyk, want hy gaan nie verstaan wat dit beteken as jy vir hom sê, jy's 'n nuwe mens in Christus nie, of wat beteken dit om deur die Gees te lewe, hy weet nie eers van die Heilige Gees nie. En toe het ons ook vir mekaar gesê, hierdie begrippe is soms so bekend aan ons, maar weet ons wat daai begrippe regtig waar beteken en wat die impak is wat daardie begrippe in ons lewe behoort te hê. So vandag is dit ons derde een in die reeks. O aarde. Hulle sê ek kan maar praat, hulle sal sorg dat die regte tema verskyn. Ek het nou amper begin sweet julle. Want dit was laasweek se preek gewees. En ek weet nie van julle nie, maar hoe goed julle nog almal laasweek se preek kan onthou nie, selfs ek begin al 'n bietjie vaag raak oor laasweek se. OK, ek gaan hier, hulle sal iewers opvang waar ek is. So ons derde tema in hierdie reeks oor wat beteken dit alles? Gaan sê, maar ons praat so maklik van om te lewe deur die Gees as gelowiges, maar wat beteken dit prakties vir ons? Julle weet, ons lewe in 'n wêreld waar daar soveel stemme rondom ons opgaan. En dit gaan nou 'n bietjie wild in hierdie wêreld vandag. Allerhande goed gebeur, is die oorlog in die Midde-Ooste, is die oorlog in Oekraïne. Dit is ons ambassadeur wat uitgeskop is uit die VSA. Dit is 'n snaakse wêreld. En is 'n wêreld waar die Here al hoe minder half erken word. So, ek wil amper sê, te midde van al hierdie chaos, moet ons dikwels vir mekaar vra, maar hoe leef jy as 'n gelowige, en jy het al hierdie klomp stemme en ideologieë en perspektiewe wat in jou kop rondhardloop, dan kan ons vir mekaar sê, maar regtig vir, wat beteken dit om om 'n Christen te wees in sulke uitdagende tye? Nou, ons gaan vandag kyk na wat Paulus sê in Galasiërs veral, maar ook in Romeine, maar daar het hy eintlik 'n baie kragtige lering gegee oor wat beteken dit om as 'n gelowige deur die Gees te wandel. So ek wil vir julle saam lees eers Galasiërs, ek gaan so stukkie lees, en iets hier al sê Galasiërs 5 vers 16, kom die eerste opdrag. Maar ek sê, leef deur die Gees, dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie. Romeine 8 vers 5, wat basies net voortborduur, sê die volgende: wie volgens hulle sondige aard leef, bedink immers die dinge van hulle sondige aard, maar diegene wat volgens die Gees leef, bedink die dinge van die Gees. So julle, hier vind ons eintlik die sleutel tot wat 'n geesvervulde lewe is. Dit is 'n lewe wat die vrug dra, wat Christus reg reflekteer na die wêreld. Maar nou kan ons, een van die temas wat sentraal is in alles wat ons al die afgelope paar weke oor hierdie tema gesê het, is die beginsel van die afgehandelde werk in Christus, wat as jy die Here Jesus leer het en jy het wedergebore geraak, dan is dit afgehandel, maar dat 'n ou se lewe 'n voortdurende proses is om al hoe meer en al hoe beter Jesus na die wêreld te reflekteer. En dat ons verlede week eintlik gepraat het oor die konflik tussen die vlees en die gees, dat daar is 'n geweldige konflik wat teenoor mekaar staan, en ek het dit nie sommer per ongeluk gekies, die woordjie konflik nie, want dit is 'n konflik. Die Griekse woord wat sê hulle staan teenoor mekaar,
En julle sal sien, dis sommer foneties reg, so as jy foneties kan lees, dan kan jy sommer al klaar 'n bietjie Grieks lees. Epitomai kata wat beteken 'n aktiewe vyandigheid. So as ons praat van die stryd tussen vlees en gees, dan is dit 'n aktiewe vyandigheid. En dis moet ons weet, hierdie stryd is maar nie net 'n abstrakte of 'n geestelike konsep nie. Dit is 'n werklikheid en ek dink almal van ons wat regtig waar die pad van die geloof stap en probeer om toegewy te leef aan die Here, beleef hierdie stryd daagliks in ons. Selfs Paulus het gesê, hy die goeie wat hy wil doen, dit doen hy nie. Hy vind hom keer op keer dat hy die verkeerde keuses maak. Dit is hierdie stryd, hierdie aktiewe vyandigheid wat 'n daaglikse werklikheid vir gelowiges is. En die punt is, daar's geen middeweg nie. Daar's geen neutrale grond nie. Ons gedagtes, ons aandag, ons fokus is of op die dinge van die vlees of op die dinge van die gees. Die goed kan nie albei te gelyk in jou kop rondhardloop nie. En dan moet ons weet, as dit 'n waarheid is, dat jou fokus is of die dinge van die gees of die dinge van die vlees, dan moet jy weet, daar's ook gevolge vir die keuse wat jy maak, as jy dit doen. En wat so interessant is, die Griekse woord, as ons in Galasiërs 5 vers 19 kyk, na hy lang lys van die vrugte van die vlees, dan sien ons dat Paulus praat van, soos julle daar kan sien, van seksuele sondes, godsdienstige afval en sosiale konflik. Dis die 3 groepe waarin die sondes van die vlees half uitspeel. En dan kom sê hy, die woordjie wat daar gebruik word, wanneer hy praat oor die vrugte van die vlees, is erga. En erga is die menslike poging. So die vrugte van die vlees is 'n menslike poging, terwyl die vrugte van die gees weer iets anderste is. Want in Galasiërs 5 vers 22 beskryf hy dan die vrug van die vlees. En wat die vrug van die vlees staan in kontras met die vrug van die vlees. Die volgende skyfie, hy. So, die vrug van die gees staan daar karpos, so waar erga 'n klomp goeders is wat 'n menslike poging is, sê karpos, dis 'n enkelvoud, dis 'n natuurlike uitvloeisel. So ons dink baie keer gekompartmentaliseer, dat die vrugte van die gees, wat hulle daar sien, wat die eerste lysie is godgerig, liefde, blydskap, vrede, die tweede lysie is mensgerig, met ander woorde op ander mense, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, en dan die laaste lysie is selfgerig, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Kan julle raak sien in daardie onderskeiding, die opdrag van die groot gebod? Jy moet die Here jou God lief hê. En dan jou naaste soos jouself. Al 3 sigbaar in die opdrag van die vrug van die vlees wat 'n natuurlike uitvloeisel is. Maar alhoewel daai 'n lysie is, beskryf Paulus dit in 'n enkelvoud. Met ander woorde, wanneer jy regtig waar lewe deur die Gees, dan is al daardie vrugte die natuurlike uitvloeisel in jou lewe. Nie net, ek doen al right met liefde en met blydskap en miskien ek is nog nie so goed met lankmoedigheid nie. Selfbeheersing sukkel ook maar nog 'n bietjie. Ons kan dit nie so kompartmentaliseer nie. As die Heilige Gees in jou woon en jy lewe deur die Gees, raak daai vrugte as 'n enkelvoudige lys die natuurlike uitvloeisel van 'n lewe deur die Gees. As ons praat oor die inwoning van die Gees, dan sien ons dat Romeine 8 vers 9 bevat hierdie sleutelwaarheid. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Dis eintlik ons toets, dis eintlik ons baie duidelike toets.
Dis wanneer ons bepaal, is iemand 'n gelowige of is iemand nie 'n gelowige nie. As iemand 'n gelowige is, dan bly die Gees van God in hom. Dis so eenvoudig soos dit. As iemand nie glo nie, dan sê hy die onvermoed, is die Gees van God nie in hom nie. Al sê hy is 'n Christen, is die Gees van God nie in hom nie, want hy het nog nie deur Jesus regtig waar ontmoet nie. Die Gees wat in ons woon, is ons waarborg. Dis nie 'n opsionele ekstra soos ons slide sê nie. As ons dit vir mekaar sê en ons sê dat ons sien in ons lewe hierdie amper teenstrydigheid, dat ons weet ons is gelowiges, ons weet dat ons het Jesus aangeneem as verlossende saligmaker, maar wanneer ons lewe in die praktyk, dan stoei ons soms met nog van die dinge van die vlees. Is die volgende vraag natuurlik nou, maar hoe wandel mens dan deur die Gees? Dis nou begin ons kom na die praktyk toe. Galasiërs begin, wat die hele stukkie is oor die vrugte van die vlees en die Gees, begin Paulus, dan sê hy, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. En dan sluit hy in vers 25 af, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. So die Griekse woord vir wandel, om te wandel deur die Gees in vers 16, is daai peripateo, dit wys na ons algemene lewenswyse, na die patroon wat regtig waar voorkom in ons lewe. En dan in vers 25 sien ons gebruik hy vir dieselfde terme net 'n totaal ander woord, hy gebruik stogomen. En wat daardie woord beteken, is amper 'n militêre term, om in pas te bly, om die dissipline te hê. En so wat hy sê is dis nie net die afgewandelde werk in Christus waaraan ons vashou en aanvaar ons eie nie, maar ook ons het die verantwoordelikheid om in pas te bly, om in ooreenstemming met die wil van God te lewe. So kom ons sê dan vir mekaar, hier sit ons 21ste, 22ste eeuse Christene. Wat moet ek doen? Ek is 'n kind van die Here. Hoe groei ek in hierdie ding om regtig waar te wandel deur die Gees? So daar is so 5 praktiese stappe wat die woord eintlik baie duidelik vir ons sê. Die eerste een is oorgawe. Oorgawe aan die Gees, om jou afhanklikheid te erken aan die Heilige Gees, om daaglikse oorgawe te maak. Een van die moeilikste goed wat mense doen, want ons wil graag in beheer wees van ons eie lewe. We want to call the shots. Ons wil sê wat gebeur. Ons wil besluit hoe lewe ons as kinders van die Here. Ons wil nie regtig die Bybelse riglyne volg nie. Ons sal ons riglyne volg. Ons sal besluit wat is geestelik en wat is nie geestelik nie. Maar totdat jy op die punt kan kom waar jy sê, Here, nie ek nie, maar U. Wil U my lewe lei? Wil U my lewe rig? Jy moet jouself oorgee. En dan hierdie stryd om die vlees al hoe meer af te lê in jou lewe, is die tweede praktiese ding, is identifiseer en verwerp daai vleeslike neigings. Identifiseer die dinge in jou lewe, wat jy weet vir jou siel nie reg is nie. Wat jy weet, die koninkryk van God oneer aanbring, wat jou eintlik oneer aanbring. Identifiseer dit, al begin jy met een ding op 'n slag. Maar identifiseer dit, bely dit, en dan los dit. Los dit. Moenie daaraan vashou nie. Ons het baie keer lieflingssondetjies wat ons so hard aan vashou. Ons vra maar elke keer vir die Here, vergewe my daarvoor, maar ons los dit nie. Identifiseer dit, bely dit en verwerp dit. En dan, die derde een is kweek die vrug van die Gees. Net soos 'n boer, nie die goed wat hy geplant het kan laat opkom nie. Dit is die werk van die Here wat die reën moet gee. Maar die boer het tog 'n verantwoordelikheid. Hy het tog 'n verantwoordelikheid om te sorg dat die onkruidjies uitgeskoffel word. So hy kan nie die werk doen nie. Hy kan nie die transformasieproses van groei laat gebeur nie. Maar hy kan die omgewing skep waar daai koring of wat ook al bome of sitrusvrugte wat geplant is, hy kan die omgewing skep waar binne hulle kan floreer. En dis wat Jesus vir ons in Johannes 15 kom leer.
Bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug dra van homself nie. As die loot nie in die wingerdstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle in die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. So die Heilige Gees is vir die transformasieproses verantwoordelik, nie jy nie. Ons moet ons denke vernuwe, sê Romeine 12 vers 2. Vernuwe jou denke, en wanneer daar so staan, vernuwe jou denke, is dit 'n passiewe vorm, met ander woorde, jy vernuwe nie jou denke nie, maar jy laat toe dat God deur sy Gees jou denke vernuwe, maar jy moet dit nog steeds toelaat. As jy dit nie toelaat nie, kan dit nie gebeur nie. En dan die laaste praktiese stap wat ons ook sien in Efesiërs 5 vers 18 tot 21, is die gemeenskap met die ander gelowiges. Ons moet mekaar aanmoedig, veral wanneer iemand swaar kry, moet ons mekaar vermaan in liefde, omdat ons omgee, nie omdat ons net 'n ander ou wil lekker kry oor dat hy sukkel nie, maar ons moet mekaar opbou. En soos Efesiërs 5 vers 19 dan op die ouene sê, spreek onder mekaar met psalms, lofgesange en geestelike liedere. Dit beteken leef in gemeenskap. Dis waarom 'n geloofsfamilie so belangrik is. En 'n geloofsfamilie begin nie om 'n erediens by te woon nie. Dit begin om regtig waar deel te word van 'n geloofsfamilie. Maak nie saak in watter gemeente jy is nie, om aktief betrokke te wees in daardie gemeente. Want hulle het jou nodig, maar jy het hulle nodig. Ek het elkeen van julle nodig om my in my geestelike lewe te help. Maak nie saak wat die rol is wat ek in hierdie gemeente vul nie. Ek het mense nodig om my hande sterk te maak, om daar waar ek swak is sterk te wees, daar waar my gawes nie is nie, daai gawes te benut. En so kan ek weer met my gawes tot seën vir ander wees, want dis hoe die Here ons geskape het, om in gemeenskap te lewe. Ons is nie gemaak om op ons eie die Here te dien nie, maar om in 'n geloofsfamilie te dien. En dis wat dit soveel te meer wonderlik maak, wanneer 'n bloedfamilie saamkom, soos wat ons vandag hier gesien het, en sê, maar ons doen ook presies dieselfde. Die belofte van die evangelie is nie net bloot dat jy vergewe word nie. Ek dink as ons so dink aan redding, is dit 'n baie eenvoudige manier van dink. Dit is veel meer. Redding is veel meer. So die belofte van die evangelie staan in die feit dat ons getransformeer word, verander word deur die Gees. So om deur die Gees te wandel is om ons denke op hom te rig, om ons ou natuur te kruisig, waar ons verlede week gepraat het, om ons aan hom oor te gee en om in gemeenskap met hom te leef. En wat is die resultaat dan, wanneer ons bereid is om dit te doen? Dan kom die Heilige Gees wat in ons woon, en hy kom transformeer ons, sodat ons al hoe meer en meer soos Jesus lyk. Een van die mooi verse wat dit eintlik kom duidelik sê, is 2 Korintiërs 3 vers 18, want daar sê Paulus, en terwyl ons almal met 'n onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, dat ons Jesus sien soos wat hy is, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Die Heilige Gees is die transformeerder van ons lewe, sodat wanneer ons in hierdie wêreld prakties lewe, ons Jesus korrek na die wêreld reflekteer. En daarom wil ek op die ouende vir julle sê, die Heilige Gees wil nie net ons helper wees nie, dit is een van sy beloftes, maar hy wil ons transformeerder wees. Want 'n geesgedrewe lewe lei tot 'n lewe en tot vrugte wat Christus reg in hierdie wêreld weerspieël. Amen. Kom ons bid saam. Here, seker een van die moeilikste dinge, omdat ons soms as mense so eiewys en hardkoppig is om oor te gee aan U.
om te sê nie my wil nie, Here, maar U wil. Want die woorde is eenvoudig om te bid. Die aksie is miskien 'n bietjie moeiliker. Maar dankie vir U Gees wat die transformeerder in ons lewe is. Wat al die verskil maak. My gebed is vir myself en vir elkeen van ons in hierdie oggend, dat ons U sal toelaat om daardie verandering in ons lewe teweeg te bring. Dankie Jesus dat U dit vir ons moontlik maak deur die belofte van die Heilige Gees. En dat ons weet dat die Gees wat in ons woon, is ook die een wat ons sal transformeer, sodat mense Jesus al hoe beter in my sal raak sien. Amen. Julle kom ons staan vir die seën van die Here. Daar's nog lekker koffie, kuier lekker verder saam, niks jaag ons nie. En die gloeilampies se ouers moet weet, hulle moet hulle skapies by Lucinda kry. Kom ons ontvang die seën van die Here. Die Here sal vir julle seën en vir julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir elkeen van julle sy vrede kom gee. Amen.